Daar sê julle, dis somer nie, so ons het mos nou nie worship wars in ons gemeente nie, maar ons het aircon wars, so as jy die van die is wat vinnig koud kry, bring jou karossie saam volgende week en in die toekoms, want ek dink hulle gaan nou redelik in die somer lekker hardloop. Ek kan regtig waar vir julle sê, vanoggend is my hart vol. Nie net omdat julle hier is, my hart is altyd vol as julle in die kerk is, maar omdat hier vandag iemand in die kerk is wat ek seker meer as 30 jaar laas gesien het. En dit is vir my so spesiaal. Maar julle is ook vir my spesiaal. Julle, ons praat vandag oor die 5de tema. Ons het nou, dis vandag die 5de sessie, maar ons het oor die afgelope 5 weke gepraat oor die basiese beginsels van ons geloof. Ons het met ander woorde net weer seker gemaak dat ons geloof is op die regte fundament gebou. Want volgende jaar skop ons af met 15 geloofsdissiplines wat maak dat wanneer dit sigbaar in jou lewe is, jy regtig waar kan sê, maar ek is 'n disipel van die Here Jesus. Totdat daai goeders nie deel van jou geestelike DNA is nie, kan jy dit nie sê nie. En vandag is amper 'n samevatting vir die afgelope paar weke wat ons gedoen het, en vandag gesels ons oor die onsigbare dissiplines, gewoontes, soos wat die tema sê, wat jou geestelike lewe bou, sodat jy op die ou einde kan sê, maar ek is nie net 'n bekeerling nie, ek is 'n volgeling van die Here Jesus Christus. So, dis alles wonderlik, as jy alles verstaan rondom jou geloofsfondasies, dat jy weet wie Jesus is, wat hy vir jou gedoen het. Maar as daar geen ritme in jou lewe is, wat daardie waarheid vasanker nie, dan gaan jy half uitbrand. Want dis tog, en ons almal ken dit, baie van ons ken gelowiges, wat aanvanklik aan die brand is vir die Here Jesus Christus, en dan doof hulle so langs die pad 'n bietjie uit, en die vuur gaan verlore. Nie omdat hulle nie meer lief is vir Jesus nie. Die rede is, hulle het geen lewensgewoontes gevorm, wat hierdie liefde bly voed nie. En dis waaroor vandag gaan, om seker te maak, dat as jy lief is vir die Here Jesus, dat jy nie soos 'n vuurtjie uitbrand nie, maar dat daai vuur die heeltyd gestook word in jou lewe. Want as 'n vuur nie gestook word nie, dan brand hy uit, ons almal ken dit. En die geestelike dissiplines of geestelike gewoontes is daardie soms eenvoudige, baie keer ongemaklike, selfs baie keer onopwindende houtstukkies wat jy nodig het om jou geestelike vuur, jou liefde vir die Here Jesus brandend te hou. Dit is daardie spirituele gewoontes, en ons kan maar die woordjie dissiplines gebruik, want dissiplines is daai goed wat jy doen elke keer in jou lewe. Want dis die praktyke wat jy nodig het om geestelik te groei en te verander, om soos Jesus te word, om regtig waar as 'n volgeling van die Here Jesus bekend te staan. So vanoggend wil ek vir jou wys hoekom hulle so belangrik is. Ek wil vir jou wys hoe hulle werk, en ek wil vir jou wys wat dit beteken as jy dag tot dag daarin wandel. As ons dit snap, wil ek vir julle sê, is ons dan eers is ons gereed om die disipelskap, dissiplines in ons lewe te integreer. So ons het 2 ankertekste vir oggend. Die eerste ene is Kolossense 3 vers 10 wat sê, ek lees uit die 53 vertaling, en beklee julle met die nuwe mens, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. En ons tweede ankerteks is, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So kom ek skop af eerste met hom deur te sê, die Here wil vir ons deur hierdie vers, deur Matteus 6 vers 21, wil hy vir ons kom wys hoe ons hart eintlik aan mekaar steek. Want hoor Jesus se woorde, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So Jesus maak hier 'n baie eenvoudige, maar eintlik 'n baie ongemaklike stelling vir ons. Want hy sê jou hart volg jou skatte. Met ander woorde, jou hart loop agter jou gewoontes, jou beleggings, jou fokus en jou tyd aan. En ons dink altyd dit is anderste om. Ons dink
As ek eers weer passie het, dan sal ek weer begin bid. As ek eers weer 'n lus het, dan sal ek die woord begin lees. As ek eers weer beter voel, sal ek vas. Wanneer my hart reg is, sal my dissiplines reg wees. Maar Jesus kom draai dit om. Het julle opgemerk, hy draai dit heeltemal om. Hy sê, sit jou skat op die regte plek en jou hart sal weldra volg. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Ons harte sal later bykom. En dis die wonder van 'n geloofsdissipline of 'n geloofsgewoonte. Ons moet eerstens die tyd en die energie investeer, daarin belê, selfs voordat ons die passie daarvoor het. En dan, soos wat ons dit doen, begin ons dit kry. En ek kan dit vir julle prakties met 'n baie bekende voorbeeld demonstreer. Voorbeeld waarin ek so skuldig is dat dit net nie waar is nie. Dis was gym lidmaatskap. Niemand koop gym lidmaatskap omdat hulle super fiks is nie. Jy koop dit omdat jy weet dis eintlik waar jou hart moet wees. En as jy net getrou gaan, dan gaan jy daarby uitkom. En as jy eers fiks is, dan is jy passievol oor daardie oefen. Ek het nog nie daarby uitgekom nie, sê ek. Maar ek gaan probeer. Ek gaan probeer dat ek my hart op my gymlidmaatskap sit en by die regte plek uitkom. So ek dink wat Jesus vir ons wil leer, is dat geestelike dissiplines en geestelike gewoontes is nie die vrug van ons passie nie, dit wat ons gewoonlik dink het. Nee. Geestelike gewoontes en geestelike dissipline kweek passie. Dit kweek dit. Dis waarom ons moet weet waar ons skat is, dat ons skat op die regte plek is. Want julle, ek wens dit was so, maar dit werk ongelukkig nie so nie. Niemand word per ongeluk geestelik nie. Dit is die harde werklikheid. Niemand word per ongeluk geestelik nie. En Kolossense 3 vers 10 kom verklaar dit so mooi vir ons. Beklee julle met die nuwe mens. Nou die oorspronklike woordjie vir beklee in Grieks is enduo. Dit beteken letterlik om aan te trek soos klere. Met ander woorde, die nuwe mens in Christus is nie sommer net spontaan daar nie. Jy moet hom aantrek, jy moet daarin opstaan. Jy trek dit aan soos wat jy skoene sal aantrek en vasmaak. En dan staan daar, dan sal jy vernuwe word. En daai vernuwe woord is akaino. En dit beteken kom ons sê, julle weet mos Engels het 'n klomp tense, Grieks het nog meer. Dit is 'n teenswoordige, aanhoudende tyd of tens. En wat dit beteken, dis nie eenmalig nie. Dit is iets wat jy aanhoudend moet doen. So jy moet aanhoudend jou oefen. Dis daai dissipline om die nuwe mens aan te trek in Christus. Daar is nie nou sy klaar aangetrek en reg nie. Dit beteken dis 'n voortdurende herrangskikking van jou denke, jou begeertes, jou ingesteldheid. So geloofsdissiplines of geloofsgewoontes moet oor 'n leeftyd ingestel of ingeleef word. Hulle moet herhaal word. Nuwe patrone van gedrag moet ontstaan. En wanneer ons veral na die Nuwe Testament kyk, dan sien ons dat daar is 15 patrone wat deel vorm van elke disipel se lewe. En dis waarheen ons eintlik op pad is om na te werk, dat ons kan kom soos Kolossense 3 vers 10 sê, tot kennis na die beeld van sy Skepper. Die doel van geestelike gewoontes is nie prestasie nie. Dis nie daai geestelike spiere bou jy vir wie weet wat nie. Nee, die doel van geestelike gewoontes is gelykvormigheid aan Christus, om al hoe meer Jesus beter te reflekteer in ons lewe. So die nuwe mens is beskikbaar, maar dit word sigbaar deur die inoefening van ons geloofsgewoontes. Dit is 'n baie belangrike sin. Die nuwe mens in Christus, as jy 'n geredde kind van die Here is beskikbaar. Maar dit word sigbaar in jou lewe deur die inoefening van geloofsgewoontes wat gaan lei tot disippelskap. Ek kan vir julle sê 'n mooi voorbeeld is, jy kan die mooiste saad vir jou tuin koop. Maar as jy dit nie nat lei nie, as jy dit nie voed nie, as jy dit nie snoei nie, as dit nie genoeg son kry nie, dan wil ek vir jou sê, al wat dan oorbly, en ek dink die van julle wat lief is vir tuin maak, sal dit goed weet, al wat dan floreer is onkruid. Dit verstom my, dat onkruid het jy nie nodig om te voed.
en mooi natte lyn nie. Dit doen dit sommer van self. Maar die mooi goeders in die tuin het die aandag nodig, die reën nodig. Ek wil amper vir jou sê, die saad van jou redding is geplant. En die tuin van Christus of Christelikheid, van die lewe van Christus reflekteer, groei net deur gereelde sorg. En dis wat daai geloofsgewoontes wil bereik, is dat ons kan geestelik as disippels, as volgelinge van die Here Jesus kan floreer. So kom ons praat 'n bietjie oor hoekom geestelike dissiplines of gewoontes nodig is. Daar's 'n paar redes. Die eerste een is, en seker die van die belangrikste is, dit bring jou in 'n dieper verhouding met Christus. Dit gaan nie oor 'n vinniger Christelike ritme nie. Dit gaan oor 'n dieper een, 'n dieper intieme ene. Want die navolg van die geloofsgewoontes en dissiplines, ek wil amper sê, ontbloot partykeer daai geraas in jou kop en in jou hart en maak dat jy sy stem al hoe duideliker kan hoor. Die tweede belangrike ding is, dit vorm jou karakter. Galasiërs 5 vers 22 tot 25 is 'n baie bekende gedeeltjie oor die vrug van die Gees. Jy self kan nie daai vrug produseer nie, maar jy kan die grond waarin daardie vrug groei, kan jy versorg. En dit gebeur deur hierdie geloofsgewoontes te leef. Die derde ding is waarom dit nodig is dit bring helderheid en hernuwing in jou lewe. 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, inwendig word ons dag tot dag vernuwe. Dis 'n daaglikse werking, dis nie 'n Sondag ervaring vir die uur of wat jy in die kerk sit nie. Dis 'n daaglikse ding. En dan dink ek die resultaat hiervan is, dit maak jou effektief, geestelik effektief, en dit maak jou vrugbaar, daai vrug groei. So, elkeen van ons se geloofsreis, se verhouding met die Here, moet sigbare gevolge hê. Nie sigbare gevolge sodat jy hemel toe gaan nie, maar sigbare gevolge omdat jy die vrug van gehoorsaamheid in jou lewe hê. Jy's nie perfek nie, maar jy's vrugbaar. En daarom kan jy transformasie in jou lewe verwag. Dis die een ding wat ek hierdie afgelope tyd oor disippelskap gesnap het, dat wanneer jy bereid is om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here Jesus van jou vra, kan jy transformasie in jou lewe verwag. En dis wat ek wil hê op die ou einde, veral as ons begin gesels oor volgende jaar. Ek wil julle eintlik so opgewonde maak oor volgende jaar se reeks, dat julle nie kan wag vir 2026 nie. Is dat julle moet weet in jou hart dat jy kan transformasie verwag. En dis wat ek by jou wil los vandag. Verwag transformasie. Verwag dat daar 'n verandering in jou geestelike lewe gaan wees, omdat jy bereid is om gehoorsaam 'n volgeling van Jesus te word en nie net 'n bekeerling of 'n geredde persoon nie. Het julle nou al gewonder wat is hierdie klomp dissiplines wat ons so uit die Bybel uit vasgemaak het, die 15 sigbare dinge wat 'n kenmerk is van elke disipel of volgeling van die Here Jesus. Ek gaan hulle sommer net gou vinnig noem vir julle. So, die een van die eerstes, en ons gaan lekker daaroor gepraat, is ontdekking. Ontdekking is iets waarna ons nie dink as 'n geestelike gewoonte nie. Maar as ons eers daaroor begin gesels, om te ontdek wie Jesus is, wie die Vader is, wie die Heilige Gees is, om in awe te staan voor die grootsheid van die Here. Dis alles deel van 'n proses van ontdekking. En dis 'n geloofsgewoonte dat jy moet verwag om nuwe, ons God wat ons dien is so groot, dat jy kan verwag om nuwe goed oor hom te ontdek. Dan is daar natuurlik aanbidding, wat meer is net die praise en die worship is. Dis 'n lewenstyl, vas, om te bly in Christus. Ons gaan daaroor gesels, en dis iets wat jy selfs kan gaan Google, om die teenwoordigheid van God te beoefen. Ou brother Lawrence het so 'n boek geskrywe, so 'n Franse monnik. Hy was by uitstek 'n ou wat verstaan het hoe om die teenwoordigheid van God te beoefen. Ons gaan daaroor gesels. Gehoorsaamheid is 'n dissipline. Gebed, rentmeesterskap, liefde, bestudering van die woord, vergifnis, getuienis, vernuwing van die gemoed, diensbaarheid en
om 'n disipelmaker te wees. So ons gaan oor hierdie goeters volledig gesels. Maar ek wil net so 'n paar uitlig om vir julle 'n idee te gee. 'n Paar uitlig wat mense gereeld mee struikel. Ek dink die eerste een is om die woord te bestudeer. Die meeste mense sal die woord miskien bietjie lees, maar nie regtig daaroor reflekteer en bestudeer nie. Jy moet dit nie lees om net goed te voel jy het 'n bietjie Bybel gelees nie. Jy moet dit lees sodat dit waar kan word in jou lewe. Die tweede ding wat belangrik is, noodsaaklik is om te bid, gebed. Nie almal se gunsteling nie. Party van ons is net krisisbidders. As die krisis daar is, dan bid ons dat die bissies bewe. Maar as ons kyk na die disippels en die volgelinge van Here Jesus, elke disipel het 'n aktiewe gebedslewe gehad. Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat dit nodig is. En dan iets wat ons miskien minder bekend mee is die beoefening van die teenwoordigheid van God. Dit beteken, as ek dit nou vir julle moet sê, wat beteken dit eintlik? Dit beteken om deur die dag bewus te wees van hom teenwoordig in jou lewe. Ook dit is nie net 'n Sondag ding wat ons hier in die kerk wil doen nie. Dis die kuns om God te sien in die gewone dinge van Maandag tot Saterdag, nie net Sondag nie. En dis waar as jy nou lus is vir 'n bietjie moeilike Engels, want dit is uit Frans uit vertaal, dan jy kan dit gratis as 'n PDF aflaai, dan gaan soek jy Brother Lawrence se Practicing the Presence of God. Maar die vertaler uit Frans het definitief hoërgraad Engels gebruik. Ek wil dit vir julle sê. Ek moet dit met 'n woordeboek lees en stadig, baie stadig. Vas is die volgende wat ook nie altyd so populêre praktyk is nie, want ons is mos lief om te eet. Maar daar's 'n ongelooflike geestelike deurbrake wat meestal gebeur wanneer ons vas. Dis amper soos 'n geestelike reset wat die dryfvere van ons hart kom bloot lê. En dan natuurlik iets wat obvious is, maar wat ons nie noodwendig doen nie, om gehoorsaam te wees aan dit wat die Here Jesus van ons vra. Nie as 'n straf nie, maar om deur daai gehoorsaamheid geestelik gevorm te word. God vorm ons nie, al dink ons baie keer so. God vorm ons nie deur ons idees nie. Hy vorm ons en hy transformeer ons deur ons gehoorsaamheid. En dan daaroor wil ek niks sê nie, getuienis, liefde, vergifnis, diensbaarheid, is alles geloofsgewoontes wat praktiese uitvloeisels is van 'n hart wat aan Christus behoort. So daai 6de bullet, getuienis, liefde, vergifnis, diensbaarheid, is alles geestelike gewoontes wat praktiese uitvloeisels, sigbare uitvloeisels is van 'n hart wat aan die Here Jesus behoort. Nou julle, kom ons sê 'n bietjie vir mekaar. As geestelike gewoontes so belangrik is, hoe werk dit dan? Hoe werk dit in die praktyk, in ons praktyk? Ek dink die eerste ding wat ons moet sien is dat dis gewoontes voor dit emosies raak. Want natuurlik, wanneer ons ingeoefen raak in daai geestelike gewoontes, dan het dit 'n impak op ons hart, op ons emosies. So aanvanklik is hierdie inoefening van hierdie geestelike gewoontes, dis moeilik. Dit voel nie altyd heilig nie. Dit voel miskien nie noodwendig altyd spiritueel nie. Maar dit verander jou. Dis die hele rede hier agter. Dit transformeer jou. So en dan raak dit jou wese, dan raak dit jou hart, jou emosies. En as ons nou weer dink aan Matteus 6 vers 21, is die tweede rede is, jou hart volg jou geestelike belegging. Jou hart volg daar waar jou skat is. Jou gewoontes skuif die rigting van jou hart. Is dit nie ongelooflik nie? Terwyl ons altyd dink dit werk andersom. En dan die ander wonder van ons God, ek wil hom amper 'n eksponensiële God noem, is jy ontvang altyd meer as wat jy self insit. Want God werk disproporsioneel. Hy gee ons sy gees, baie groter as wat ons gees en vermoë is. So jy gee 'n minuut,
Hy gee momentum. Jy gee 'n bietjie konsekwentheid en hy bou karakter in jou lewe. Jy ontvang altyd meer as wat jy insit. Die een ding wat ons egter mooi moet verstaan, is dat dissipline of geloofsgewoontes is nie 'n stukkie selfverlossing, dat jy nou iets bydra tot jouself nie. Jou gewoontes red jou nie. Hulle hou jou net naby genoeg aan Jesus, sodat sy redding jou lewe kan deurdrink. En dan dissiplines, en ons ken dit selfs in die wêreldse sin, verstaan ons dit. Dissiplines verander jou innerlike wêreld. Nie vinnig nie met drama nie, maar wanneer jy dit dag vir dag doen, word jy dag vir dag 'n bietjie anderste. So, nou hoe gaan ons dit, dis nou wonderlik om die goed te weet, maar hoe gaan ons dit prakties toepas? Ek dink ons doen dit deur 3 vrae te vra. Die eerste vraag wat jy self moet antwoord is: watter gewoonte in my lewe vorm my tans die heel meeste? En is dit geestelik of goddelik van aard? Want ons almal het dissiplines en gewoontes. Sommige is net nie verskriklik geestelik nie. Ek dink die grootste dissipline wat ons amper almal het, ek wil nie veralgemeen nie, wat die meeste van ons het, is ons dissipline, geweldige dissipline, om deur ons sosiale media feed te kyk. Is dit nie so nie? Ure sal ons in ons sosiale, dis 'n dissipline, jy mis dit nie, jy staan met die oggend op en kyk of iemand nie vir jou WhatsAppie gestuur het, of daar nie 'n nuwe TikTok videoetjie is nie, of iemand op Telegram nie iets gepost het nie, as jy 'n Facebooker is, check jy gou-gou vir Facebook. En daai gewoontes vorm jou, dit het 'n invloed, in die rekenaarwêreld praat hulle van algoritmes. Daai algoritmes vorm jou. Liesel kyk eergister na 'n juweel. Ewe skielik, als wat ons sien op YouTube, hier kom 'n juwele advertensie, hier kom, hulle wil jou vorm, en hulle vorm jou. So jy moet vir jou vra, watter gewoonte, en dit is 'n eerlike vraag, watter gewoonte in jou lewe vorm jou tans die meeste? Wat is die goed waarin jy tans die meeste tyd spandeer? Die tweede baie eerlike vraag, dink ek, wat jy vir jouself moet vra is: waar lê my skat regtig waar? En ek wil vir jou sê, wanneer jy hierdie vraag antwoord, dis nie jou ideale jy nie. Julle weet mos wat is die groot probleem met persoonlikheidstoetse? Die groot probleem met persoonlikheidstoetse is, jy antwoord dit as the me I wanna be. Nie the me that I am nie. The me I wanna be. So dit maak 'n persoonlikheidstoets, en hoe beter daardie toetse raak, hoe beter probeer jy dit uitsny. Want ons almal het mos ook 'n ideale beeld van wie ek eintlik wil wees, maar wie ek nog nie is nie. So, wanneer jy die vraag antwoord, vra, wees eerlik, moenie antwoord die ideale persoon wat jy wil wees. Jy dink aan, waar lê jou skat? Is dit jou praktyk? Is dit jou kalender? Is dit jou bankstaan? Is dit miskien jou oggendritueel? Waarin gaan die meeste van jou tyd? En dan die derde vraag wat ons meer nou na die praktyk toeskuiwe, is watter klein herhaalbare stap kan ek hierdie week doen? Kom ons vat hierdie olifant en ons eet hom stukkie vir stukkie, want as jy hom op een slag gaan opeet, gaan jy dit nie kan hanteer nie. Moenie iets groots vat nie. Ek gaan nou vir julle 'n praktiese idee gee. Nie iets groots nie, maar iets getrou. Iets waaraan jy getrou kan wees. So, as jy nou uitstap by daai deur vanoggend, nadat jy broodjies gesmeer het en Lucinda gehelp het met haar pakkies en goeders. As jy hierso uitstap, wat moet jy gaan doen? Ek wil vir julle 'n paar praktiese riglyne gee. Die eerste een is, kom ons begin. En as jy dit al klaar doen, of dit miskien in 'n groter maat doen, wonderlik. Maar as jy nog dit glad nie doen nie, ons wil geloofsgewoontes in jou lewe vestig. Begin met 'n klein, eet die olifant net 'n stukkie op. En begin met 'n 10 minute geloofsvenster
vir die volgende 14 dae, dan kan jy iets anders tackle. Maar vir die volgende 14 dae, daag ek jou uit. 5 minute, bestudeer die woord, lees die woord. 3 minute stilte, wat moeilik gaan wees. Maar om jou te probeer leer, om te hoor want God wil met jou praat. Wil hy nie iets in jou gees drop nie, laat val nie. 2 minute, kort gebed. En weer eens, as jy dit al in 'n baie groter maat doen, is dit wonderlik. Maar as jy voel, my nou moet ek begin om 'n geloofsgewoonte te begin leef en oefen in my lewe, sodat ek kan skuif van bekeerling na volgeling, is dit my uitdaging vir die volgende 14 dae. En dan wil ek vir julle sê, kies een geestelike dissipline en beoefen dit doelbewus hierdie week. Net een. Ek het 15 genoem, net een, gebed, of die woord, of probeer om die praktyk van die teenwoordigheid van die Here te beoefen, om bewus te wees van sy teenwoordigheid by jou in die alledaagse goed. En kies dit en doen dit elke dag op dieselfde tyd. Miskien as jy die dag afsluit, om net te sit en te beleef, hoe het ek God beleef en ervaar deur hierdie dag van my. Die derde ding is, raak bewus van jou skat deur jou tyd te monitor. En dit is vir my skrikwekkend, selfs vir myself, hoe maklik sosiale media jou kan inslurp. Dat jy maklik ure kan kyk na die volgende video's. En hulle doen dit so slim, so as jou belangstelling gewere is, wil ek vir julle sê, julle kan weet wat op my Facebook feed en goeters is alles oor geweersmid en goeters, of oor die Ferraris, oor die F1. Hulle sosiale media word getailor-made, wat is die Afrikaanse woord vir tailor-made? Word getailor-made vir jou. Sê weer? Aangepas. Die algoritme word aangepas vir jou spesifiek. So as jy hou van mooi klere of van juwele, is dit wat op jou feed gaan kom. En dit slurp jou tyd om. Monitor jou tyd. Dis die derde ding. Monitor jou tyd. Want waar jy jou tyd spandeer, is waar jou skat is. En as dit is waar jou skat is, dan moet jy weet, volgens Matteus 6 vers 21, gaan jou hart volg daar waar jou skat is. En dan sit jou geestelike groei in jou kalender. Julle, dis die een ding wat ek in my lewe party mense is bang om met my 'n afspraak te maak, want ek is te besig. En sê ek is nie te besig nie. Ek wil dit op my kalender hê. As dit uitgeboek is op my kalender, is dit uitgeboek. As dit nie op my kalender is nie, gaan dit nie gebeur nie. Sit jou geestelike groei op jou kalender. Sit jou stilte tyd op jou kalender. Dis uitgeboeke tyd. Jy kan dit vir niks anders te gebruik nie. Jy het 'n afspraak op jou kalender daarvoor. Want julle, as dit nie op jou kalender is nie, bestaan dit nie. So, kom ek sluit af. Kolossense 3 vers 10 roep ons in 'n proses van vernuwing. Matteus 6 vers 21 sê vir ons, wys vir ons hoe ons hart beweeg. En die geestelike dissiplines of geestelike gewoontes is die pad waarop Christus jou vorm, sodat jy nie die ou mens bly dra nie, maar die nuwe mens aantrek wat by jou roeping pas. Hierdie pad is eenvoudig. Is nie altyd maklik nie, maar is eenvoudig. Die vraag is nie, het jy al 'n passie hiervoor nie? Die vraag is jy gereed om die ritme te begin? Dis my uitdaging vandag vir jou. Kies vandag vir jou een geloofsgewoonte wat jou elke dag meer sal transformeer na die beeld van Christus. Kies vir jou net een. Ons gaan oor 'n klomp weke 'n paar doen, maar kies vir jou een. As dit is om te fokus op gebed of net weer te begin Bybel lees of net weer bewus te wees van God se teenwoordigheid. Maar kies vir jou een en verwag transformasie in jou lewe. Want die Heilige Gees wil jou verander. Maar hy wil hê dat jou skat en jou hart
moet op dieselfde plek wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord. U woord wat vir ons wil transformeer deur vir ons te leer, maar volgelinge van Jesus het sekere gewoontes wat deel van hulle geestelike DNA is. Dis nie iets wat hulle doen nie, wat hulle nog moet by uitkom nie. Hulle doen dit elke dag. En Here, dis my hart vir myself en vir elkeen van hierdie pragtige geloofsfamilie wat voor my sit, dat ons die seën en die transformasie sal beleef wat U beloof, wanneer ons U in gehoorsaamheid begin volg. Want Here, ons wil nie net geredde mense wees nie, ons wil nie net bekeerlinge wees nie. Ons wil volgelinge van Jesus Christus wees. Here, kom seën ons in hierdie week, mag ons daai geloofsoefening, geloofsgewoonte, mag ons dit op ons kalender sit, sodat ons dit getrou kan doen, omdat daai tyd uitgeboek is vir ons geestelike transformasie. Dankie Jesus dat ons weet U is die een wat dit kan laat gebeur, nie ons nie, maar U deur die werking van U Gees in ons lewe. Ons kom bid dit dan ook in Jesus se wonderlike naam. Amen. As julle kom ons staan vir die seën van die Here. Onthou, hierso word nog broodjies gesmeer, pakkies opgemaak vir die Andries Kraal uitreik en sommer net lekker saam gekuier. Ek dink daar's miskien nog 'n lekker koppie of 2 koffie op hoor. Kom ons ontvang deur Jesus se seën. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.